Dit Paasnaweek is verby. Ons is nou in die tyd waar ons sê Jesus Christus het opgestaan. So ek wil jou vandag nooi en sê, kom ons bid vir oggend saam en daarna die seën groet. Here God ons Vader, ons loof en prys U vir die oorwinning van Jesus Christus oor die dood. Dankie vir die teenwoordigheid in ons midde en die vrede wat U vir ons bring. Open ons harte vir die woord, laat ons in geloof en liefde reageer. Amen. En dan is God hier, hy sê, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van die Here, Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Die Here Jesus lewe. Ek wil nou met julle 'n bietjie 'n stukkie lees daaroor in Handelinge hoofstuk 5. Is daar so gedeelte. Handelinge 5 van vers 27 af. Gaan ons saam lees. So, as jy jou Bybel by jou het, maak hom nou oop en dan lees ons dit saam. Handelinge 5 vers 27. Ek gaan eintlik by vers 26 begin. Toe die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoofpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie. En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het, deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Nou wil ek jou sê, jy kan eintlik die video pause en hierdie gedeelte weer lees, want dit is 'n kragtige stuk. 'n baie kragtige stuk, wat 'n mens nie altyd so kan gryp in 'n enkele preek nie. Maar nou is ons in die tyd na Jesus se opstanding, en nou hoor ek die een storie die ou vertel. Hy sê, man, ek het 'n uitstekende hond. Daai hond is ongelooflik gehoorsaam. As ek vir hom sê sit, dan sit hy. As ek vir hom sê doen dit, dan doen hy dit. Of hy doen dit, of hy doen dit nie. Uitstekende hond. Nou, ek het 'n beagle. Ek verstaan van of hy doen dit, of hy doen dit nie. Uitstekende hond. Gehoorsaamheid beteken om stroom op te lewe. Hierdie wêreld is onder die mag van 'n ander koning. Niemand het hoofletter geskryf nie. En ons as Christene, as ons verbind aan God as ons koning, dan moet ons stroom op beweeg teen hierdie wêreld in. Dis 'n lang gehoorsaamheid in dieselfde rigting, het Jean Peterson gesê. 'n lang gehoorsaamheid in dieselfde rigting. Van gehoorsaamheid gepraat. Jesus, Hebreërs skryf en sê hy, Jesus het op aarde geleer wat gehoorsaamheid is. Mense dink altyd aan die Here Jesus as God en as volmaak, en dan is dit nogal iets om te dink, maar hy moes iets leer. Hy moes leer wat gehoorsaamheid is. En nou kom hier Handelinge 5 en hy pak gehoorsaamheid eintlik uit. Hy sit sulke stukkies voor ons neer om te sê, as jy aan God gehoorsaam wil wees, gaan dit baie van jou vat. Ja, ons ken almal die stukkie waar die disippels sê, mens moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Maar dan begin dit jou sommer fascineer as jy besef, hulle sê dit vir kerkleiers ensovoorts, en dan loop mense gedagtes. Maar kom ons kyk gou 'n bietjie na gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid, 'n vrou vra eenslag vir die dominee, sy sê vir hom, dominee, in jou opinie, in jou
wee, in jou insig, hoe sal jy vir my gehoorsaamheid verduidelik? En hy kyk so rond en hy vat 'n papier, so 'n leë papier en hy sit dit so vooraan neer en hy sê, teken daaronder in die hoek. Sê hoekom? Hy sê, dis wat gehoorsaamheid is. En dan kan God op die res van die papier skryf wat hy wil jy sal dit doen. Dis wat gehoorsaamheid beteken. Teken 'n leë vel papier en dan dink jy net aan Jesus se woorde, nogtans nie my wil nie, u wil moet gebeur. Dis wat gehoorsaamheid is. Laat God se wil gebeur. Nou jy kan dink, net dit al gesê, hy's baie van ons. Ons sê so maklik, ons wil gehoorsaam wees en ek is gehoorsaam aan die Here, maar is ek regtig gehoorsaam? Want ons gaan teen die kragte van die heersende wêreld in. Dit bring ons in die moeilikheid by mense, want ja, hoe het jy nou gesê? Hy sê, in hierdie wêreld moet jy nie dink nie. En as jy dink, moet jy nie praat nie. En as jy gepraat het, moet dit asseblief net nie neerskryf nie. Maar as jy dit neergeskryf het, teken net, glad nie daarby nie. Maar nou ja, as jy geteken het by dit wat jy geskryf het, omdat jy dit gesê het, want jy het dit gedink, verwag 'n verrassing. Verwag 'n verrassing. So om onderaan die bladsy te teken, is om te wag vir 'n verrassing. God gaan die verrassing in my en jou lewe bring. Daar's slegte nuus en daar's baie slegte nuus. Gehoorsaamheid aan God bring 'n konflik in hierdie wêreld. Dit is maar net so. God het nêrens gesê hy gaan ons isoleer van hierdie wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En God isoleer ons nie, want ons moet juis hier sout wees en hier moet ons lig wees. So hy kom rus ons toe vir hierdie ongemak. In Lukas 10 sê Jesus, hy sê, julle gaan dit moeilik hê in hierdie lewe, julle is so skape wat onder wolwe ingestuur word. So wees op julle hoede. In Johannes 16, julle gaan dit moeilik hê in hierdie wêreld. En dan weet ons wat hulle aan Jesus gedoen het, gaan tog ook aan Jesus se volgelinge gedoen word. Ons is dan sy volgeling. Want in hierdie wêreld, en ek het dit al gesê, is 'n ander koning, nie met 'n hoofletter geskryf nie. Die dokter kom by die pasiënt en hy sê vir hom, meneer, ek het vir jou slegte nuus en meer slegte nuus, wat wil jy eers hoor? Hy sê, dokter, gee my eers die slegte nuus. Meneer, die slegte nuus is, ons het jou toetse teruggekry, jy het 24 uur om te leef. Nou, wat is die meer slegte nuus? Meneer, ons kon jou nie gister in die hande kry om het vir jou te sê nie. Christene verwag moeilikheid. Want al van dag 1 af het Jesus moeilikheid gehad. Hoekom sal ons nie moeilikheid hê? As dit te goed gaan met jou, moet jy vra of jy regtig 'n kind van 'n ander koninkryk is. Ons moet verwag dat die wêreld teen ons gaan wees. Maar wat moet ons verwag van hierdie ander koning? Jaloesie. Dit lees ons in hierdie gedeelte, jaloesie, op vreemde plekke jaloesie. 'n Ander wil om eerder aan mense gehoorsaam te wees as aan God. En dis nogal die tendens van ons tyd, né? Ek het lees nou oor die paus wat nou oorlede is en dan sê hulle een van sy kenmerkendste goed is dan sê hy, wie is ek om te oordeel? En dit is so, God alleen kom die oordeel toe. Maar ek en jy moet baie mooi verstaan dat God se wil geskied. En God se wil is vir ons baie duidelik in sy woord. Deur sy woord en deur sy gees maak hy sy wil bekend. So ons moet nie so vir mekaar ruimte gee dat mense se wil die absolute wil is nie. Gehoorsaamheid definieer Christene en definieer die kerk. As jy gehoorsaam is, wys jy van watter koninkryk is jy. Is jy van God se koninkryk en is jy deel van God se kerk,
Want dan kom in aanmerking wat in Deuteronomium 6 vers 4 en 5 staan. En ek wil jou nooi, vat gou jou Bybel, na blaai jy na Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Want wat die apostels hier doen, is hulle verwys terug, nie spesifiek na daai teks nie. Maar toe hulle die woorde gesê het, mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense, het almal geweet. Dit kom uit Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Hoor Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Die Jode het van dit gepraat as die Shema. Shema, die woordjie Shema beteken luister. God is uniek. En daarom moet jy hierdie unieke God as Here en Koning in jou lewe verklaar. Jy moet jou lief hê. Toe hulle vir Jesus vra, wat is die belangrikste gebod, het hy natuurlik ook die Shema aangehaal. Hoor Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel, verstand, en dan het hy bygevoeg, en jou naaste soos jouself. Shema is om regtig aan God gehoorsaam te wees en saam met hom te staan. So wat in daai verhoor gebeur het, want dis wat ek jou gesê het, jy moet hierdie teks weer en weer lees, is hier staan hierdie apostels, en hulle sê, ons kan niks anders doen, Jesus het uit die doodheid opgestaan, ons sal aan God gehoorsaam wees vir die res van ons lewe. Shema beteken luister, maar Shema beteken ook gehoorsaam wees. Want daar is 'n verskil tussen hoor en luister. Hoor is om die klanke te hoor, luister is om gehoorsaam te wees. Ek dink die mooi manier om dit te sê, is om te dans op die musiek wat gespeel word. Daar is mos daai Ierse liedjie wat eintlik 'n Christelike liedjie is. Dance, dance, wherever you may be, I am the Lord of the dance, is he, om te dans op die musiek wat God vir ons gee. Jesus het kom musiek maak, en ons moet daarop dans. Dis gehoorsaamheid, om te luister en op te tree. Augustinus het gesê, jy moet God lief hê met jou hele hart en siel en verstand, en ek jy doen wat jy wil. Wat wil ek dan? Ek wil God tevrede stel. Ek gaan niks anders doen as dit wat God wil. So as ons dink aan die kerk, en ek en jy is deel van die kerk, dan gaan die kerk nie oor programme. En die kerk gaan nie oor strukture nie. En die kerk gaan nie oor musiek nie. En die kerk gaan nie oor die ding en daai ding nie. Die kerk is veel meer as dit. Ons moet meer wees. Ons moet iets nuuts aarde te bring. Ons moet God se wil 'n werklikheid maak. Kan ons op 'n Sondag in die kerk sit en sê, ons sal God hierdie week meer gehoorsaam wees as enige iemand anders. Daar was 'n skraal maar ouetjie, hy is in Nederland gebore, en hy het later in Campus gaan bly, en hulle vertel van hom, sy naam is Thomas, en daai tyd het hulle nog nie van gehad nie. En Thomas was ongelooflik skrander, 'n hyperintelligente mens. Hulle sê dat hy die Bybel, die kanonieke boeke, maar ook die geskrifte wat nie in die Bybel opgeneem is nie, die apokriewe boeke, letterlik uit sy kop uit geken het. Uit sy kop uit geken het en kon dikteer. En dat hy hierdie verskriklike passievolle liefde vir God gehad het. En Thomas A. Kempis het in sy boek Navolging van Christus gesê, onmiddellike gehoorsaamheid is die enigste gehoorsaamheid. Hy gebruik ook die woorde onmiddellike gehoorsaamheid. Gaan doen jy net so. Onmiddellike gehoorsaamheid. Dis nie om te sê, ja Here, ek sal môre nie. As die Here vir jou sê om iets te doen, dan staan jy op en jy doen dit. Daar is net een tyd vir God en dit is nou. Oswald Chambers het gesê, een tree vorentoe in gehoorsaamheid is beter as 10 jaar se studie oor gehoorsaamheid. Een tree in gehoorsaamheid is beter as 10 jaar se studie van gehoorsaamheid. Dit gaan oor iets niets bring,
oor God se wil op aarde laat leef, onmiddellik, om God se wil te doen. Ja, ek is besig om oor gehoorsaamheid dit 'n bietjie uit te rol. En nou wil ek vir jou sê, gehoorsaamheid leer ons 'n ding, die reël van die palmboom. Wat sê die reël van die palmboom? Jy moet vas staan en risiko's kan neem. Want 'n palmboom staan met sy wortels in die grond, en as sy wortels in die grond goed gevestig is, kan hy enige orkaan trotseer. Hy kan enige storm deurstaan, want sy wortels staan sterk in die grond. Wanneer ons op die rots Jesus Christus gebou is, as ons gegrondves is in die woord van God en sê dat ons gehoorsaam is, dan kan die storms maar kom. So ons moet vas staan en ons moet risiko's neem. Een besigheidsou het dit geskryf en dit het later 'n groot lese in die wêreld geword. Wanneer jy ooit 'n suksesvolle besigheid sien, moet jy weet daar was iemand met die dappere moed om kansse te wag. Dis ook so van die kerk. Wanneer jy sien dat 'n gemeente lewe, moet jy weet dat daar die gemeente die kans gevat het om gehoorsaam te wees aan God. So ek wil jou vandag uitdaag en sê, ons praat maklik oor gehoorsaamheid, sien jy kans om regtig gehoorsaam te wees. Want gehoorsaamheid, een van die groot vrugte van gehoorsaamheid, is gehoorsaamheid skep wysheid. Hierdie was visserman, wat met geleerde, professore, doktore, lektore, wie hulle wil noem ook al, met geleerde mense gaan gesels het. Maar die wysheid wat die Heilige Gees in die woord van God vir hulle gegee het, was so belangrik. Hulle voete, hulle wortels was gegrond in die rots, en daarom kon hulle stap in geloof. Ons is eerder aan God gehoorsaam as aan mense. Ek het as kind groot geword met 'n fliek White Fang, daai half hond, half wolf, wit wolf, wat die jong ouetjie gevang het en toe hom mak gemaak het en toe dit sy hond geword en sy pa en almal het hom gewaarsku gesê sy wilde natuur gaan terugkom, en dan wys hulle in die film daai een geleentheid waar hy die klomp hoenders so doodbyt en dan sê sy pa vir hom, jy sal dit nooit uit hom uit kry nie. En dan besluit hierdie ouetjie hy gaan vir White Fang leer. En dan leer hy hom en hy vertel vir hom en hy berus vir hom baie duidelik, en dan vat hy hom terug in die hoenderhok. En dan sit hy saam met hom in die hoenderhok, en dan sien jy hoe die hond eers so mik met sy oë vir die hoenders, en dan later sluit hy hom heel af, en dan besef hy, ek mag nie hierdie hoenders byt nie. En dan wys die ouetjie vir sy pa, dan stap hy uit die hok uit, en hy sluit die hek toe, en hy stap weg. En hy sê, daai hond sal nooit weer aan 'n hoender byt nie. En dan is die skrywer, dit is so mooi gesê, dan sê hy, en dan die laatmiddag, toe hy die wet klaar leer het hy oor die heining gespring in die veld ingedraf. Toe hy die wet klaar geleer het, wat is daai wet wat die hond geleer het? Die hond het geleer wat gehoorsaamheid is. Dit is die wet wat ek en jy ook moet leer, om regte gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid maak my vry. Gehoorsaamheid maak dat my wortel sterk is, en dat ek meer en meer en meer in my geloof kan groei, dat ek meer in my liefde kan groei, want ek weet waar is my wortels gesit. So net hulle wat gehoorsaam is, kan glo. En net hulle wat werklik glo, kan werklik gehoorsaam wees. Dis Bonhoeffer wat dit gesê het. Hy is vroeg in sy 30's deur Hitler doodgemaak. Hoor mooi wat hy gesê het. Net hulle wat gehoorsaam is, kan glo. Net hulle wat glo, kan gehoorsaam wees. Mag het vir ons 'n uitdaging wees. Here, dankie. Dankie dat ons ook hier lees wat ons ingesteldheid moet wees, dat ons aan God meer gehoorsaam sal wees as aan mense. Here, dit is so maklik om dit te sê, en nou bid ons en sê, Here, maak dit 'n werklikheid in my lewe. Help my om aan U gehoorsaam te wees, in my hele wil en in my hele streef. Want U alleen is God, U alleen is koning, en U alleen het die ewige lewe. Amen. Nou, my liewe broer en suster, ek wil jou groet met die seën van die Here af. As jy vir die Here 'n dankoffer wil gee, dan weet jy kan dit inbetaal. Ons as kerk is net die instrument, die medium.
wat God gebruik om sy offers hier op aarde reg te versprei. Maar ontvang die Here se seën. Mag die God van vrede, wat ons Here Jesus Christus uit die dood opgewek het, ons vul met alle vreugde en vrede in die geloof, sodat ons oorvloedig kan wees in hoop deur die krag van die Heilige Gees. Mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly, nou en vir ewig. Gaan in sy vrede, in die vrede van die opgestane Christus, en wees draers van sy lig en liefde in hierdie wêreld. Amen.